Goeiemorgen, liefdes. Ik groet u elkeen naar die mooie, lieflijke naam van onze Heer Jezus Christus, die naam wat is voor elke andere naam. Amen. Ik blij is vanochtend in die huis van de Heer. Ik gehoor, is welkom in our church. U is welkom in onze gemeente vanmorgen. Amen. Kom ons staan op ons voeten en open ons met gebed. Welcome everybody. Thank you for tuning in Facebook. May God bless you. I trust that this word will be for you and will bless your heart today. Amen. God's got an answer for you. Amen. Hallelujah. Kom ons sê net dankie vir die Here hierdie oggend en ons maak sy naam groot want die Here is vir ons goed. Broer Martin, kom ook van ons met gebed asseblief my broeder. Baie dankie. Liefdevolle Vader, Here, ek eer U, kom na U toe in die naam van die Here Jesus. Here, dankie vir U samesyn, dankie my hemelse Vader dat U vanoggend, Here, ons voete gerig het na die huis van U, my Vader. Here, ek dankie my hemelse Vader dat ons opgekom het vanoggend met 'n verwagting, my hemelse Vader. Here, soos ons opgekom het met 'n verwagting vanoggend, Here, dat U ons selfs bo ons verwagting vanoggend gaan sien, my hemelse Vader. Here, ek bid vir die voorsangers, my Vader, sal hulle stemme gebruik om te gaan sing tot eer van U. Ek bid vir die musikante, sal hulle hande gebruik, my Vader, om die muziekinstrumente te gaan speel tot eer van U, my Vader. Here, dankie my hemelse Vader vir ons pastoor. Here, my Vader, vir die boodskap, Here, wat U op sy hart gelê het, soos ons sal bedien vanoggend, Here. Gee ons geestelike oor om te kan hoor. Here, wat U vir ons sê dat U hoor. Here, diep in ons harte, Here, sal insing, sal val, my hemelse Vader. Here, dankie my Vader, U woord, Here, sal nooit leeg terugkeer nie, maar dit sal doen waarvoor U dit stuur, my Vader. Here, U is wakker, Here, oor U woord, Here, om het te volbring. Dankie my Vader, Here, seën alles wat gedoen sal word. Ek bid dit in Jesus naam, ek bid dit danksegging. Amen. Amen. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. Say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. Daar sal juist daar in man die Here lewe. Amen. Hallelujah. God is good all the time. Ons moet nooit vergeet dat ons omstandighede bepaal nie wie God is. God bly goed. Amen. Wow. Ons is saai in die werk van die Here en ek wil vra dat ons diakens wat ons help na vore kom asseblief. En terwyl hulle kom, wil ek net elkeen van die groet en sê welkom vanoggend. Bly is vanoggend hier en ek glo God het vir jou 'n woord. Amen. God is ready to meet with you in this place. Amen. Probeer kom sien vir ons die saak van môre asseblief my broeder. Baie dankie. Goeie Vader, jy word kom môre toe in Jesus naam. Dankie Here vir die geleentheid. Yes. Vir kan gee vir die hart van die Here. Baie dankie. En ek kan bou ons diens van die huis van die Here. Dankie Vader vir elke opvaar wat ons praat van die Here. Dat ons eer beheer om aan U naam Jesus Christus sal wees. Wat uitwys tot terugte van U koninkryk Jesus Christus sal wees. Ons dank U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Hallelujah. Kom ons maak die naam van die Here groot. I'm so excited. Is jy nog opgewonde oor Jesus? Ek is seker by daai rugby stadion klink dit nie so stil as hulle wag vir die game om te begin. Ek dink hulle gesels, harde man. Is jy bly vanmôre hier in die huis van die Here? Jy ons op kamera weet dat ek sê jy nie so nie. Better is he that is in me. He that is
die shekels los van mijn voeten af. Nee? Wat zegt u? Shekels on my feet, I want to dance. Wat zeggen ze dan? Wat is een vrouw? Halleluja. En die Here jou vrygemaak. Amen. Is jy vry vanmôre? As jy vry is vanmôre, het jy die shackles sien, man. Amen. Dis losgemaak. Glory. Halleluja. Ons noem ons zaligmaker. Ons
Heer. Dis waardig, Heer. Waardig om geprys te word. Waardig om aanbid te word. Waardig om geloof te word. Niemand is soos U nie. Niemand is soos U nie. U kom toe die eer, U kom toe die lof, U kom toe die aanbidding. Ons prys U grote naam. Halleluja. Woorden van onze harte. Woorden van onze harte is U. Ons prys U, ons prys U. Halleluja. Glory, glory, glory. U liefde aan ons weer in ons woord. Thank you, Jesus. Halleluja. Prys U grote naam. U kan nie sit plek neem, geliefdes. Baie dankie, die Here seën jou. Baie dankie, musikant vir voorstanders. As dit lekker om so die naam van die Here groot te maak. Amen. Ek wil saam met gaan vanmôre in die woord van die Here na Matteus die 6de hoofstuk toe, Matthew chapter 6. Halleluja. Prys die naam van die Here. Prys sy groot naam. Die woord van die Here sê in Filippense hoofstuk 4 en vers 6 die volgende. Hy sê, wees oor niks besorg. Ja, amen. Hy sê, wees oor niks besorg, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Halleluja. Amen. So jy hoor daar die woord, hy sê, wees oor niks besorg. Die Engels sê vir ons, be anxious of nothing. Amen. Be anxious of nothing. Wees oor niks besorg nie. Sê bring langs jou, be anxious of nothing. Hoor daar die woorde. En ons as mens, ons sukkel met hom. Ek weet ons sukkel met hom. En ek weet dit is nie die enigste ding. Ek onthou in 'n inkopieswinkel is daar 'n ry en in hierdie ry is daar 'n jong moeder. En sy twee klein kindertjies by haar. En die een kind huil. En die ander een is besig om goed van die rak af te trek. Ek wonder wie van julle ken dit. Ek ken daai gevoel jy weet. Ek weet die een is hier, maar die ander is daar besig. Ek weet ons ken daai storie. En hierdie ma terwyl sy daar staan en die een trek hierso, hou sy aankyk na die pryse van die goederes en dan kyk sy na haar beursie toe en dan weer na haar telefoon toe en sy kyk of daar nie dalk een of ander notifications soos ons sê ingekom het nie en sy begin al hoe meer angstig raak en sy begin asemhaal en die asemhaling raak al hoe harder en korter en daai angstigheid wat inkruip en jy kan bewus word dat daar oor is besig om rond te spring van die kant na daai kant en dan besef mens van net weer, haar gedagtes is vol. Haar gedagtes is vol. Amen. Ek weet nie of jy daai gevoel ken nie, maar as jy dit nie ken nie, wees bly. Want dit is 'n lekker gevoel om te hê. As jy lekker gevoel om te hê wanneer jy angstig is en bekommerd is oor goed wat jy dalk moet doen en nie kan doen nie. Dan jy angstig is oor goed wat jy wil koop en jy kan dit nie koop nie. Wanneer jy angstig is oor gesondheid, wanneer jy angstig is oor 'n ander situasie. Maar vanoggend is ek hier om vir jou te vertel dat Jesus Christus sê vir ons, wees oor niks besorg nie. En terwyl hierdie ma se kop so op allerlei dinge is, kom maar een dogtertjie na haar toe en sy trek so aan ma se skirt en sy sê vir ma, gaan ons okay wees vandag? Dan sien jy hoe die ma net vries in haar spore. En trane begin in die oë vorm. En dan saggies fluister sy.
Sien die probleem is nie kruisreis nie. Die probleem is die gewig wat op pad is. Dis 'n mental storm. Dis nie 'n storm in die uiterlike omgaan nie, dis 'n storm wat in haar gedagtes plaasvind. Dit is die druk van môre, van ek weet nie wat ek môre gaan doen nie. Dit is daardie vrees van wat as. En vanoggend wil ek jou herinner aan wat God sê. Ek wil jou vat na die woord van die Here toe, want daar is 'n waarheid wat groter is as dit wat ons rondom ons ervaar en selfs elke dag in ons gemoed ervaar. There's a truth. There's a truth. And truth will set you free. Amen. Yes. Die waarheid wat jy ken sal jou vrymaak. Sê maar langs jou die waarheid maak vry. Elkeen van ons het al een of ander tyd in so 'n ry gestap. Het jy al so 'n ry gestap? Gewonder wat gaan jy doen? Baie. Ek hoor musiek is 'n baie lekker as op die vlei. Bekommerd oor rekeninge, bekommerd oor kinders, bekommerd oor gesondheid, bekommerd oor die toekoms, bekommerd oor besluite, oor voorsiening en die onbekende. Ek prys God, ek het daarom baie van my lesse geleer. God bly getrou, sê maar langs jou, God is getrou. Ons sê maar nog, maar God is getrou. Amen. Ons het 'n sin vanmôre en ons noem hom saligmaker. Amen. Ons noem hom saligmaker. Ons het volgens gesing, jy dalk 'n rivier wat jy nie kan oorsteek nie, jy dalk 'n berg wat vir jou te groot is waar jy deur kan tonnel nie. God is groter as die rivier, God is groter as die berg. God can do the impossible. Maar daar is iets wat ons moet besef en ons moet so hierdie situasies in ons lewens hanteer dat ons vir God altyd eer en lof sal bring. So dit bring ons hier by Matteus hoofstuk 6 en dan kyk ons in die woord van die Here en ek wil graag lees vanaf vers 25 en ek wil dit hoor dat die woord van die Here sê, sê amen as jy dit vanoggend. Amen. Hoor hierdie ou hier kan ek nie jou sê. Ook normaal moet daar's al nie so klink daar by julle het julle. Ek wil hê kom dit. Kom ons lees hom. Vers 25 begin ons en hy sê, daarom sê ek vir julle. So wie praat? Kom ons bepaal net eers want jy sien taal leer ons dat as iemand praat, moet ek weet wie praat. En dit is belangrik om te weet wie praat. So wie praat hierso? En dit is baie belangrik om te besef, dit is Jesus. Jesus is the one that is speaking in this portion of scripture when we read it, and we need to take note of it because it's very important that when we realize it's Jesus, we realize that He is the truth, and we know that the truth makes free. Amen. So langs jou is die waarheid, en die waarheid wat jy ken, sal jou vrymaak. Halleluja. So daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor jou lewe. Pas vir 'n oomblik. En dis iets wat jy moet merk in jou Bybel. Hy sê, moenie jou nie kwel oor jou lewe nie. Amen. Oor jou lewe nie. Hoor wat hy sê. En hy gaan aan verder, hy sê, wat julle sal eet, dis wat hierdie maaltyd was, wat julle sal drink nie, of oor jou liggaam, wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie. Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie in, of bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wow. Soos ek bepaal wie praat, Jesus praat. Ons bepaal van wie hy praat, is die voels, en hy sê, julle, dis ons. En nou praat hy met ons, en hy sê, hy's 'n baie belangrike vergelyking, en hy sê, kyk, is julle nie baie meer werd, julle, baie meer werd
as hulle nie. Wie is hulle? Die voëls. Yes, amen. Maar tog sorg ons hemelse Vader vir hulle. Amen. 27. Wie tog onder julle kan deur om te kwel een el by sy lengte voel? En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die vel, hoe hulle groei, hulle arme nie, en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is, en môre in die oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle? Kom aan. Jy gehoor. Hy sê, as ons hemelse Vader die gras so bekleed, wat vandag hier is en môre in die vuur gegooi word, hoeveel te meer? Julle. Amen. Come on. Hoeveel te meer sal hy ons bekleed? Hoeveel te meer vir julle, klein gelowiges? Daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? So Jesus kom en hy herhaal dit die tweede keer met antwoorde. Hy wil jy moet besef hoe belangrik dit is dat jy jou nie kwel nie. Sê maar, laat jou kwel jou nie. Die Engelse woord wat ons pas van baie sê, ek kry paniek attack, ek word angstig. I get anxiety. En hierso kom Jesus en 2 keer in hierdie kort gedeelte wat ons op pas lees, sê hy vir jou, kwel jou nie. Yes, amen. Be anxious of nothing. Yes, amen. Be anxious of nothing. Because when I'm anxious of something, it doesn't change it. Amen. Amen. Dit verander nie, omdat ek paniekerig raak daaroor nie. Dit bly presies dieselfde. Hy sê, daarom moet we nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge, soek die heidene. Hoor mooi. Hy plaas jou in my ander kategorie. Hy sit ons in 'n ander plek. Hy sê, die heidene, worry oor die goeders. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar, 33, maar, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg. Yes, amen. Wat is dit? Die goed wat jou oorgekwal het. Wat ek gaan eet, wat ek gaan doen, wat ek gaan aantrek. Hoe gaan ek dit maak in die lewe? Ek weet nie hoe kom dit hier uit nie. I don't know if I will make it. I'm not sure. When I look at my situation, when I look at my circumstances, when I look at where I find myself, I don't know how I am going to do it. And that causes anxiety. Jy sien, dit veroorsaak dat ons angstig word oor goed wat ons die antwoorde voor het nie, maar ons soek die antwoorde op die verkeerde plek. Ons soek die antwoorde by ons. Hoe gaan ek dit doen? Amen. Is jy nog die kind van Here? We are wondering how we are going to get it done. How we are going to get it sorted out. But God says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yes. 34. Die derde keer in hierdie gedeelte. Kwel julle dus nie oor môre nie. Kwel jou nie oor môre nie. Take therefore no thought. En daar is weer onder daai. Hy sê kwel jou. Ek hou van die Engels hierso, want die Engels sê take no thought. Moenie tyd mors om oor te dink nie. Jy sien maar wat ons dink oor goed soos hierdie. Dan raak ons angstiger. Jy sien wat ons probeer uitbereken, ons probeer antwoorde kry en ons vind nie, en wanneer ons die kry nie, raak ons nog meer angstig oor wat ons angstig gemaak het.
En nou, as jy so angstig, hulle bring vir jou 'n breinsakkie. Hulle ken mos hy ou, né? Ja, die vliegtuig sit partykeer, dan sien jy ons wat vreeslik bang is in die vliegtuig, hulle so sakkie so. Dan kan ons dit daar by daar. Angstig. Maar my vriend, hier kom hy en hy sê kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Halleluja. Ja, ons is nog in vandag, ons worry al oor 'n maand van nou af. Ons stres ons op oor Januarie wat nou weer kom, die kinders moet skoolklere kry, en. Ons is nog nie eers vandag uit nie. En ons is al klaar angstig, ons is klaar paniekerig, ons raak bekommerd. Ek is vanmôre hier om vir jou te sê, wees nie bekommerd oor enige iets nie. Moenie jou kwel nie. Wees angstig oor niks nie. Hoekom? Want God is in beheer. Amen. Kom sê vir al langs jou, God is with me. God is in me. Hallelujah. Ek wil jy moet hoor wat hy sê. You got to understand that God is with you. When we struggle to get out of things, it's because we are looking to us and not to the one who is the all-sufficient one. Jy sê wel, angstig word is dit omdat ons kyk na wat ons nie het nie, wat ons ontbreek, waar ons tekort trek, en nie die een wat alles voorsien nie. Die skrif sê, hy hou alles in stand. Yes, amen. Deur sy woord. Amen. Alles, sê maar langs jou, alles. Dit beteken die feit dat ek en jy is vanoggend hier. Hy het jou in stand gehou. Amen. Hy het jou krag gegee om vanoggend hier te kan wees. Hy het jou wakker gemaak vanoggend en jou die geleentheid gegee om te kom na hierdie plek, die volle evangelie kerk Algoapad, om hierdie woord te hoor sodat jy met jou angs kan deel. Yes. Amen. Halleluja. Hy het 'n plan vir jou. Hy gee my die woord. En ek staan net hier as 'n instrument om vir jou te sê wat God sê en ons word nie angstig nie. Yes. Amen. So God is in control. Prys sy groot naam. Amen. Halleluja. Nou kom hy in vers 25 in Matteus hoofstuk 6 en hy begin met ons praat oor om geen gedagte eers daarop te sit nie. Take no thought. So wat doen Jesus? Jesus kom reguit na die wortel van die probleem toe. Sê nou langs jou, jy deel nie met die vrug nie. Jy sien, ek het nie sukkel om met die vrug te deel. Ons kyk na die goed wat bo pla. Jesus sê nee, kom ons skiep hierdie deel wat bo is. Kom ons gaan sommer reguit na die wortel van die probleem toe. Dan deel ons met dit en dan kan ons aangaan vandag. Amen. Amen. 'n boom. Wanneer jy 'n boom plant en sy wortels is gesond. Kom aan. As die boom se wortel gesond is, dan kan jy maar kyk. Daai boom word 'n goeie, gesonde boom. Amen. Want onthou, dit wat jy buite sien, is die resultaat van dit wat jy nie kan sien nie. Amen. Amen. So nou dit wat onder die grond is, het 'n baie groot en 'n baie belangrike rol in daardie situasie. Yes, amen. Jy sien die wortels moet seker maak dat hierdie boom kry die regte kos. 'n Boom, hy wortelstelsel groei. Hy groei. Nie net om die boom regop te laat staan nie. Amen. Yes, amen. Nee, daai wortels soek na waterbronne. Daai wortels soek na voedingsplekke. Daai wortels gaan na areas toe waar hy weet dat goed gaan kom. Amen. Amen. So Jesus kom en hy spreek die wortel aan. Sê maar langs jou, hy gaan na die wortel toe. En hy spreek die wortel van die probleem aan en hy sê, take no thoughts for your life.
nie angstig raak oor dit en begin dink nie, want wanneer ons te veel dink oor goed, dan sukkel ons om te slaap in die aand. Hier in die middel van die nag skrik jy wakker met 'n vreeslike sweet wat jou uitslaap. Jy wonder hoekom word jy nou daai worries van die hele dag. Jy heeltyd sit en dink oor dieselfde ding. En ewe skielik slaan die sweet uit in die nag, want selfs in jou nag, in die aand nou, kry jy ewe skielik 'n droom van hoe verdrink jy. Dan kom so nou en dan 'n video op daar op Facebook en sien jy hoe lê die man en die vrou in die bed en dan ewe skielik skop hy haar oor die boutjies. En wys hy gedroom oor sokke. Hy kyk te veel sokke in die dag, en sien 'n droom in die aand van sokke, hy dink hy skop 'n gal, nie hy skop by sy vrou. Wat ek en jy ons gedagtes mee vul, is wat in die nag jou gaan pla op die bed. Amen. En dan sê pastoor, ek sukkel om te slaap. So, ek kan nie hier gewerk. Ek kry wakker hier vroeg in die oggend. Kom met die wortel. Deel met die wortel. Amen. Jesus sê, take no thought. Sê vir al langs jou, moenie daaroor dink nie. En Jesus kom en hy noem dat, hy sê, jy klein gelowiges, moet jy net kwel oor die klein gelowiges, hoor mooi. Hy praat met klein gelowiges, hy sê, klein gelowiges, moet jy nie kwel oor die goed nie. So as jy besig om te praat met ons wat baie geloof het, is besig om te praat met ons soos ek en jy het 'n bietjie geloof het. Is jy nog nie so? Ja, amen. So Jesus sê ons 'n besonderse saak. Hy sê moenie jou gedagtes daarvan nie. Die Griekse frase hier sê vir die woord daar is merinao. En dit beteken to be pulled apart in different directions, to be divided in mind. Hoor wat ek jou sê. Met ander woorde, hierdie worries wat ek het is besig een trek, hierdie kant, een trek, hierdie kant, een trek, hierdie kant, en ek voel, dit skeer my lewe uit mekaar, en ek weet nie, hoe gaan ek hier uitkom nie, want die woord sê vir jou, dit is wat het beteken, I am divided in my mind. Maar Jesus sê vir ons, hy sê nee, take no thought. Moenie jou fokus net op dit sit nie. Kry jou fokus op die plek waar jy nee. Ek kan net dink aan daai dametjie met daai twee kindertjies rondom haar wat so lastig is. Die een is stil langs haar, die ander is besig om lekker af te pak. Ons het 3 kinders, so ons weet hoe gaan daai saak. Ek keer hierdie kant as daai ene besig en as ons ken dit. En ek sien die dame maar net hoe sy daar staan en stres is, besig om goedjies uit te haal en te dink maar gaan my grappies genoeg wees om hierdie te kamer en die stres wat binne na eet en die worries en bekommernisse van as ek nou die ding van gaan ek daai ding nie kan doen nie. Jy ken dit. Angs is nie net 'n gevoel nie. Die gevoel wat jy het van angs is net simptome van die wortelprobleem. Die angs is die simptome wat ander kan raak sien van 'n groter probleem wat dieper gewortel lê. My vriend, so wanneer ek kom en ek deel nie met die wortel nie, gaan ek nie met die angs deel nie, en gaan ek nie uit die probleem uitkom nie. It is the soul being torn between the future fears and the present responsibilities. 'n siel wat getrek word in verskillende rigtings. Wonderlike ding is dat Jesus nie kom in hierdie gedeelte en vir jou skaam maak oor dit nie. Jesus kom sê vir, wat gaan jou aan man? Rit jou reg. Jesus wil jou nie skaam nie. Jesus kom en hy bring 'n oplossing. Amen. Wat elkeen van ek en jy ons kan vat en dit ons in maak en nie net hoor nie, maar gaan toepas. Yes, amen. In ons elke dag se lewe. Jesus kom en hy deel met die wortelsituasie en hy sê vir jou, kom, ek nooi jou uit, kom. En hy gee ons 3 openbarings.
langs deur hierdie angs in jou lewe om daarmee te deel. Die eerste openbaring wat ek in jou sien, hy kom en hy gee vir jou waarde. Hy gee vir jou waarde. Halleluja. Hy sê, jy is waardevol vir die Vader. Amen. Halleluja. Kyk jy vir een al langs jou en sê, you are worth it. You are valued. Sê vir een, you are valued. Jy sê, Jesus het nie kom sterf vir nobodies nie. Hy kom sterf vir iemand wat hy omgeef voor. Ja, amen. Jy lê nie jou lewe sommer net neer vir enige iemand nie. Jy gaan sterf nie net sommer jy lus het te sterf nie. Kyk jy so as iemand my keuse met jy gaan ek sê luister ek wil lewe. Ek weet nie van jou nie. Maar ek het nog baie om te doen hierso. Ja, amen. Ek het nog baie mense om te vertel van Jesus. So ek is nie haastig op pad hier uit nie. Amen. Maar wat ek hoor, wat ek sien, wat vir my belangrik is dat Jesus kom en hy voeg waarde tot die persoon wat angstig is. Amen. Hy wil hê ons moet sien, hy wil nie net hê ons moet hierdie dinge hoor net nie. Hy wil hê ons moet hê daar is iets groter in so, in vers 26 sê, kyk na die voëls. Nou daar by ons. Ek het 2 honde. Was eintlik die kinders se honde, maar is my honde. Hulle almal met ons werk en hulle is nog net in hulle pappies is. Maar hulle klein is allemaal so goed om. En dan wanneer jy groter word, sit jou hond. En as jy vraag, wanneer gaan jy jou hond kos ees, dan jou hond. As jy 2 groot honde daar so, en jy honde vreet, jy hulle vreet, dan wil hulle vreet kos. En wees jy hoe slim is die voëls, ek wil verstaan hoe God hierdie voëls inrig, hierdie voëls het nie nodig om te werk vir kos nie. God voorsien. God gebruik iemand anders om hulle te voed sonder dat hulle selfs weet. Ek gooi 'n bottelbak, jy weet, 1 kg hondekos daar in ons bak, elke een van hulle vol. Daai honde gaan vreet terwyl jy daar is, en kou hulle ewe sê, nou is hulle honger. Maar loop ek gaan berry goed, dan hulle altyd daar rond. Hulle in bak in die son. En dan kom die voëls, kom die duwe. Die honde lê hier, hulle is onderstel om ons later af van die goed, is my geld wat hulle opgeet, man. Hulle lê. En dan hoor ek van net in die bak, hoe die skerp navel, die metaalbak tref door. Die hoor net en dan weet jy die voëls is besig. Hulle eet. En as jy uitkom, honde lê daar by agterdeur. Jy uitkom en daar swerm voëls hier rondom hierdie bakke. Dan sê ek, hey, wat doen julle job? Hulle worry nie, hulle weet. God sê die voëls worry nie. Want hy sorg vir hulle, voorsien vir hulle. En hy bring waarde tot jou en my en hy sê, is jy nie meer werd as hulle nie? Kyk hy jy langs jou die oor en sê, jy is meer werd. Jy is meer werd. Jy is baie meer werd as enige een van die voëls. Hy kom en hy sê, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle budget nie. Hulle belê nie. Hulle kry nie strategie en plek nie. Maar God sorg vir hulle. God sorg. Sê maar dan so, God sorg vir die mos. Sorg goed vir jou. Glorie, ek is so dankbaar God sorg vir my. Halleluja. Die belangrike ding wat ek hier vanoggend moet besef is dat die hemel is oop. En dat die verantwoordelikheid sê God hierso is, ek sal vir jou sorg. Amen. Ons kinders en jy's, wanneer God jou seën met kinders en met kinders. Jy kwel jou dalk, hoe gaan ek vir hierdie kinders sorg?
Ouers, ons stres, nee. Hoeveel stres hy kind in jou is? Ja, hy kan nie stres het. Hulle stres niks. Jy paniek, wie wat doen hulle? Hulle kon sê, maar die skool het 'n lyse geleer. Julle ken hom, hè? I can worry. Hy wil hier loop en hy sê, bring op jou. Maar vrydag is Vrydag. Vrydag. Is dit nog Vrydag? Wat het op program as 'n vaasjou gewees? Is dit Vrydag? Ek moet denk, pa moet voorsien, ma moet voorsien. God sê, hey, moenie stres nie, jy's my kind. I will care for you. Amen. Amen. Hy wil ons rustig raak, hy wil ons ontspan. Hy wil ons kom op my plek waar ons rus in hom vind en kom op die plek waar hy sê, seek ye first. Yes. Amen. The kingdom of God. Yes. Amen. And his righteousness. And all these things shall be added. Will find you. Yeah. Jy sien die groot ding om te besef is so, ons hardloop nou. Jy het seker nie touches gespeel op skool nie, nee. Het jy touches gespeel op skool? Jy weet ons nie, jy is aan en daai een moet nog touch, nee. As jy getouch word, is jy aan. Hulle ken ons. En dis vandag ken nie daai goed jy speel net selfone. Ons het nog touches gespeel, nee. As jy iemand jaag wat jy moet touch. Het jy al iemand gejaag wat sy touch word? Wat maak hulle? Hulle hardloop van hulle is jy. Hoekom? Want hulle wil nie getouch word nie. Nou wie wat doen ons? Ons het so wise. Nou sien ons die geld in daar ons. En hoe meer hardloop om te touch. Ja. Hoe meer hardloop hy weg. Laat dit ons vertel. We mag het nie van ma sê nie. Ma. Hulle is stout. Dan. Hulle ma hulle van om hulle pak te gee. Daai jare het ons nog kon. Ek het klaar mee kom. Maar kan nie vang nie. Jy sien hy lag is lekker, want my dag lag jy lekker. En maak weer gevang. Dan maak ondervinde. Die maak weer daar kom 'n punt in die ander jy moet inkom. Maar as kind worry ook sien ons wat baie tyd wanneer ek inkom en worry oor die nou. Want ma is nou kwaad, as hy my nou kry. Halleluja. Julle ken dit, nee. Sien kom God sê ons op my plek sê, moet nooit vergeet wie jy is nie. Wie wat doen angs? Angs maak dat jou identiteit kwyn. Angs maak dat jy nie besef wie jy is nie. Maar wanneer ek nie besef wie ons is kinders van die lewende God, dan sê ek, hey papa, ek het dit nodig. Amen. En ek is nie bekommerd daaroor nie. As jou kind jou iets vra, hy worry nie verder oor hoe jy dit gaan kry nie. Hy worry nie oor waar dit vandaan gaan kom nie. Hy worry nie hoe daar kom nie. Al hy weet is dit kom. Is dit waar? Amen. As jy vir jou kind gesê het, moenie worry ek sal dit uit. Hy gaan jou herinner aan. Ja. Is dit so? Ja. Come on. Ons hemelse Vader sê, kwel jou nie. Sê dit weer langs vir hy, ek is so langs jou. Kwel jou nie. Oor jou lewe. Spesiaal, dit is so spesiaal. Jy sê vrede gebeur.
Vrede kom in wanneer ek besef aan wie ek behoort. As ek weet wie is my pa, het ek kalmte hier binne in my. Ek het vrede hier in my. Ek deel gister, toe ek in ons Londen was, deel ek in my boodskap, ek sê, Jesus Christus lê in die boot en slaap. Hy het vrede in hom. Hy is kalm. Hy het geen storm in sy lewe nie. Hy lê in die boot en slaap. En 'n storm kom op. En die disippels wat in die boot is, spartel. Hulle doen alles wat hulle kan om hulle self te red. Hulle doen alles wat hulle kan om hulle self te red. Hoekom? Want die water kom in die boot in. Jy sien, water is nie 'n probleem as dit buite die boot is, want hy is gemaak om bo te bly. Maar as die water in die boot inkom, word die water 'n probleem. En hierdie disippels word bekommerd oor die water wat in die boot inkom. En hulle skep hom gooi uit, maar hulle kan nie vinnig genoeg skep nie, want die water wat hulle uitskep is sommer nou weer terug in die boot. En ergens het iemand genoeg moed geraak om by mekaar gekrap om na God toe te gaan, na Jesus wat in die boot saam met hulle is, waaroor hulle stres en hulle gaan maak om wakker, sê, gee u nie om nie. Yes. Hulle maak maar sê, gee u nie om dat ons vergaan nie. Hoeveel van ons het daai vraag nou al by die Here gevra? Hoeveel van ons het al gesê, Here, kan u nie sien ek sink nie, ek het nou so moeg getrap in hierdie water. I don't know what to do anymore. I don't know how to survive anymore. Jesus, don't you care? En die woord sê, werk jou bekommernis op my. Want ek gee vir jou om. Ja, amen. Is dit nie eenvoudig nie? Hy sê vir jou, ek gee vir jou om. Maar hulle sê gee nie om nie. Maar kom wakker, wat doen Jesus? In hulle storm het Jesus vrede. Ja. Want hy weet wie sy is. Jesus weet, hy is die seun van die lewende. Amen. En in sy vrede staan hy op in die boot en hy spreek die storm aan. En wat hy in hom het, beïnvloed die storm om. Jy is ewe skielik word die storm stil. Die disippels raak rustig. Jesus sê, hey, nog meer 'n klein gelowiges. Hy skryf hier vir klein gelowiges. Amen. Soos hier op dit van Amen. Jesus kom en hy demonstreer wat daai verhouding beteken, dat wanneer ek in 'n storm is, dan vrede in die storm kom. Halleluja. Die volgende ene. Worry, thinking. Worry, that me. To worry doesn't work. It doesn't solve your problem. Worry will never get you out of the situation. Worry will cause a greater storm within you than what you are already experiencing. Amen. Worry is not the solution. Amen. Maar mense sê langs jou moenie worry nie. Daar sou dit van iemand gesing. Don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Don't worry. God sê jy moenie worry nie. Moenie be anxious about it. Wees oor niks besorg nie. Maar werk julle bekommernis op my. Ek gee vir jou om. Ja, amen. Niks groei deur angs nie. Nee, inteendeel.
Jy voel al kleiner en kleiner. Die lewe trek jou. Die lewe is om jou te smoor, dit bring jou op my plek, waar jy besef, maar ek het niks. Worries, angs, groei nie hoogte nie, groei nie finansies nie, groei nie lewe nie, groei nie oplossings nie. Worry gee vir jou net 'n groter las om te dra. Voor jou weer praat. Kind van die Here, werk jou bekommernis op hom. Sê gevra langs jou, werk jou bekommernis. Halleluja. So Jesus kom en hy gee troos, hy kom en hy sê, moenie val vir die illusie van worries nie. Jy weet wat sê illusie, hè? 'n kulkunstenaar is 'n illusionist. Hy werk nie met iets en dan wys hy weer iets anders. Worries hou jou fokus af van waar dit moet wees, waar die bron is, en sit dit op die probleem waar jou hulp nie van vandaan kan kom nie. Amen. So Dawid skryf vir ons so mooi, sê ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? En hy kyk so en hy sien al die altare van die afgode op die berge. En hy sê, waar sal my hulp vandaan kom? En Dawid sê, nie een van hierdie ouens nie. Amen. My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskape het. Halleluja. You are carrying a weight that produces nothing. All what I do is wearing you out. Amen. Werk jou uit. Dit maak jou moeg. Jy staan op moeg, jy gaan slaap moeg. Julle weet wat ek praat. Dis worries. Take it all to Jesus. All to Jesus I surrender. All to Thee my Halleluja. Weet jy wat is nog meer? Wat Jesus vir ons in hierdie gedeelte wil uitlig, is die feit dat jou Vader dit alreeds weet. Ons sê maar langs jou, the Father already knows. Is dit nie kosbaar nie? Die Vader weet al klaar wat jy nodig het. Hy sê, voor jy hom vra, weet hy reeds. Amen? He already knows what you need. Maar hy sê in Filippense 4, vers 6 wat ons vroeër gelees het, maak jou begeertes aan God bekend deur gebed en spreking met danksegging. Halleluja. Nie so niks besorg nie, maak jou begeertes bekend. So sê vir hom, ek sal afhou. Ons is op pad Kersfees toe. Ons maak reg om geskenke te koop. En dis ons die rotste ding in Desember. Om geskenke te koop. Ja, dis wild man. Jy soek jy en dit ding sê en dit ding sê, maak jou begeertes bekend. You make it easy. Sê my. Nie meer lysie van 3. It's easy. Vader sê dit nie nodig het. So sê, nie besorg wees daaroor, ek weet, nog voor jy geweet het. Halleluja. Voor jou rekening gearriveer het by die Heer. Toe weet hy reeds. Voor die dokter die oproep gemaak het na jou toe, het hy reeds geweet. Voor die druk op jou gekom het hy reeds geweet. Angst sê vir jou, wat as God my vergeet? En God sê vir jou, moenie worry nie, ek is al klaar jou môre. Amen. Kom aan. Jy is op vandag, maar ek is al klaar besig met jou môre. Moenie worry oor môre nie. Don't stress. I got you. Jy sien, Vader is in beheer, want ons besef hy is in beheer, dat ons rustig raak, en ons kan die rus in beweeg, wat hy vir jou en my bewerk het. Jy sien, daar is 'n manier uit al die angst, daar is 'n manier uit al die bekommernisse uit, en Jesus lig het vir ons uit in die 33ste vers, en hy sê, soek eers die koninkryk van God,
en sy manier van dinge doen. En alles sal kom. Paul sê vir 'n oombliekie, dink net daaroor, alles sal kom. In Prediker, in Psalm skryf ons spreker, hy sê, jy kan ryk word, jy harde werk daarvoor, of God kan jou sien. Hy sê, of God kan jou sien. Jy sê, ons besef dat hy is my Vader. My Vader gee vir my om. My Vader stel belang in my lewe. My Vader wil nie hê dat ek angstig word nie. Wat 'n ouer in hierdie plek vanoggend, as sy kind stres, los hom maar net en sê, ek stres wat voel. Enige een is die een nie. Wat doen ons as ouers? Ons kyk hoe kan ons jou help in die situasie. Is dit nie waar nie? Amen. Ons soek 'n oplossing vir jou. Jy soek hom nie te sien. Jy worry net. Hulle soek 'n oplossing. Amen. Amen. Glory. Kan van die Here besef, vanmôre ons die hemelse Vader vir jou omgee meer as enige anders. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Jesus is not giving a verse to memorize. He is giving a reordering of life. Jesus gee nie vir jou verse wat jy kan onthou nie. Hy gee vir jou 'n metode om jou lewe te herorganiseer. Jy sien, ons lewens is te mekaar. Ons lewens is gefokus op ons. Maar hier kom en hy sê, soek eers. Sê maar dan, soek eers. Die koninkryk. Sê, as ek eers moet soek, voor ek my belange soek, ek hom soek. Ek wil die koning soek. Ek wil die koninkryk soek. En ek het sy manier van goed doen, moet ek soek. Jy sien, angstigheid is baie keer 'n teken van misplaaste prioriteite. So ons besef, God wil ons orde gee. God wil ons moet terugkom na die plek waar ons besef wat eintlik werk. Wanneer ons fokus op God, dan voeg hy by. Amen. Glory. Seek first means first in attention. Eerste in aandag. So môreoggend as jy wakker word, waar is jou aandag eerste? Blou aandag. Voor jy sê, blou aandag, sê ek prys die Here vir 'n nuwe dag. My fokus is eerste vir hom. En dan my fokus eerste daar, as iemand gebeur, ander goed is van plek. You do not run to first. You see, who do you run to first? Dis belangrik. Dan wie toe hardloop eerste? Na my probleme? Na God toe. Jy sien, want vrees dryf ons baie keer. Meer as enigiets anders. Vrees. En God sê, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van wat? Vrede nie. En 'n sound mind. Sound mind. Amen. Waar gaan my gevoelens eers heen? Gaan dit na hom toe? Of gaan dit na my situasie toe? Waar gaan my dade eers heen? Gaan dit eers na hom toe? Of gaan dit na my situasie toe? As ek deel die wortel, give no thought, en ek fokus op hom, en sy manier van dinge doen, sy die res sal volg. Amen. Is sy woord waar? Amen. Vra langs jou glo jy dit? Dis die belangrike aspek. Want ons sê ja, maar glo ek dit? Dat sy woord is waar. Want as ek dan glo, dan weet ek dit wat hy sê vanoggend vir my in sy woord. Is ja en amen. En as ek hom vertrou, dan begin ek met halleluja. Ek wil afsluit en hier na einde toe kom vanmôre met hierdie boodskap. Ek wil jou bring op die plek waar jy besef, daar is 'n divine exchange. Daar's 'n
'n bonatuurlike verhandeling, 'n goddelike verhandeling. Hy sê, bring jy jou angstigheid vir my? En ek sal byvoeg. Moenie angs vir jouself hê. Cast your cares unto me, unto Jesus. He cares for you. So Jesus gebruik 'n baie kragtige frase en hy sê vir ons, all these things, al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Kyk van die Here, hy het nie gesê, well, okay, kom ons sort uit jou klere, maar die kos ding gaan ons maar los vir 'n ander dag. Hy sê, maar kom ons sort uit die kos ding, maar die klere los nie. Hy sê, as ek my prioriteite reg en as ek deel met die gedagtes wat my so angstig maak, as ek kom en ek kry my terug waar ek moet wees, hy sê, dan sal al hierdie dinge vir jou bygevoeg. Yes, amen. Halleluja. Hierdie goed word nie verdien nie. Dit word nie voor geveg nie. Dit word nie oor gestres nie. Dit word net bygevoeg. Halleluja. Die koningslewe, die koninkrykslewe is nie 'n lewe van iets jaag nie. Dis van ontvang wat ek klaar vir jou gegee het. Yes, amen. It's a life of receiving. Sê vir aan jou God het klaar voorberei. Hy voeg by waaroor jy so gehoor het. Vrede in die plek van vrees vir jou lewe. Voorsiening in die plek van tekorte wat jou dreig. Helderheid van denke wanneer jy confused is oor goed wat jou domineer. Rus in druk situasies wanneer jy voel die lewe word uit jou uitgewig. God is vir jou. Vriend, God leer ons in hierdie gedeelte. Leef dag tot dag. Amen. Amen. Day to day. Dit beteken nie ons beplan nie. Want God sê jy kan beplan, maar gee jou beplanning vir hom. Moenie net vir jou beplan sê ek gaan dit doen. God sê nee. Hy sê jy weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. As jy beplan vir môre sê net as die Here wil. So jy sê jy kan beplan. Maar bring jou beplanning na hom toe. Want hy sê wat jou planne seën. Hy sê wat maak met jou planne in plek geval. Hy sê wat gaan maak dat die goed vir jou uitwerk. So word nie angstig daaroor, word nie bekommerd daaroor nie. Ek gaan rus in dit wat hy reeds vir jou en my gedoen het. Amen. Glo vanmôre sy woord. Sy genade is genoeg vir elke mens. Amen. Elke dag het genoeg genade. Toe die disippels, die Israeliete in Egipte was, het elke dag manna uit die hemel geval. Amen. Elke dag. En toe hulle moeg is vir brood en hy oor vleis, toe gee hy elke dag vleis. Amen. Tot hulle sê ons het nog genoeg gehad van kwartels. Amen. Amen. God provides. Sy genade, sy barmhartigheid, die Engels sê dit mooi, His mercies are new every morning. Sy gaan lief elke dag. Jy sien, worry beweeg jou in 'n dag in, waar genade nog nie eens voorsien het nie. Genade is vir vandag. Vader, genade wat jy gee vir hierdie dag, en leef voluit in hierdie dag, en God sal byvoeg. Sê vir langs jy voeg by. Hy voeg by. Halleluja. God vra jou nie om al die antwoorde te hê. God vra jou net, soek my eerste. Amen. God sê, moenie worry oor al die goed wat jou kwel nie. Hy sê, fokus op my, want ek sal vir jou byvoeg. Vandag sê Jesus vir jou, kniel, vra, en ek sal gee, sonder om te vrug. So vandag bid ons en ons sê saam met Jesus Christus, seek first the kingdom of God and His righteousness. Here, ek wil die eerste plek in my lewe gee. Die tweede plek en die derde plek, ek wil jou eerste plek in my lewe gee. Ek wil die koninkryk soek met alles in my. Ek wil met U tyd hê, want ek weet Here,
U is die een wat my bewaar in hierdie dag. Kom ons sluit ons oë en ons buig ons hoofde. Vader, ek dank U vanmôre vir U groot voorreg om te kan staan en te weet dat ons het 'n God wat sê, I care for you. 'n God wat vir ons sê, jy het waarde en jou waarde is meer as die voëls. Here, ek dank U dat ons 'n God het vanmôre wat sê, man, ek is bereid om jou uit hierdie situasies uit te haal en jou te bring op 'n plek as jy net bereid is om jou gedagtes af te haal van die goed wat jou so stres en dit op my fokus. Vra jy vandag dat ons sal help, want ons weet vandag waar die werk nie. Vader, ons weet vandag U weet. En daarom kom ons en ons soek eers die koninkryk. So help ons en dat ons op U manier die dinge sal doen sodat U naam verheerlik kan word in en deur ons lewens en ons bring U die lof en die eer en die aanbidding. So Vader, vandag maak ons los van hierdie angs. Maak ons los van hierdie worries. Ek bely vandag dat ek so dikwels worry oor goed wat ek nie eens kan verander. Maar hier is ek vandag. En ek soek eers die koninkryk en die geregtigheid. My hart eers in lyn met U. My visie in lyn met U. My prioriteite in lyn met U. My vertroue vir elke behoefte in U. Laat U vrede my deel wees vanmôre. Elkeen van ons in hierdie plek soos ek gebid het. Vanmôre die shalom van God ons harte vul. Ek dank U daarvoor nou in die kosbare naam van Jesus Christus. En al die lof en al die eer en al die aanbidding kom U toe, want waardig is U die Here om geprys te word. Here, U ken ons beter as onsself. Daarom dank ek U vanmôre dat U dinge in plek gesit het vir ons, dat ons nie hoef angstig te wees of bekommerd of besorg oor enige iets nie. Maar U beloof, U sal vir ons sorg. En ek dank U daarvoor in die grote naam van Jesus Christus, die lof en die eer kom U toe. Want waardig is U die Here om geprys te word en daar is geen een soos U. Dankie vir U liefde en die genade en ek eer U daarvoor. Amen. 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 Halleluja. Amen. Is jy geseën vanmôre? Amen. Het jy woord gehoor vanmôre? Amen. Van hy woord te maak om jou te lief. Yes. Amen. Don't stress. Man, moenie jou naels opeet nie. Los jou naels uit, man. Hey. Kom ons vertrou die Here in hierdie. Kom ons vertrou die Here in hierdie dag. Want hy sê ons nie wanneer jy weet ons net vandag. Kom ons vertrou hom vandag. Amen. God will do amazing things. Amen. Amen. God is good. And all the time, God is good. Halleluja. Al die eer kom die Here. Maar dis ons boodskap vanmôre. Ons gaan oor na ons afkondigings toe. Ons kyk as hy verjaarsdag. Die 17de, dit is môre, is 'n Carol Cordief wat verjaar. En ons sê ook vir haar baie geluk met haar verjaarsdag. Is hier iemand wat verjaar wat ons dag nie op het nie? Wys vir my en kan ons net verjaar elke dag. Dit is al baie doen elke dag. Elke Sondag. Amen. Iemand anders sê, wel baie geluk aan Carol dan so wat verjaar mag die Here vir haar lyk. Ek sê dit is nog baie mooi geseënde jare vorentoe gee, né? Na Facebook as jy verjaar, ons sing sommer vir jou ook hoor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ja, verjaar. Hier is ek denken, 21ste, broer Melvin en suster Magda Koppas se huweliksherdenking en broer Ralph en suster Bonita Skeepers se huweliksherdenking. Is daar ander, ons wil jou nie mis nie, baie geluk, mag julle sommer nog baie mooi en geseënde jare vorentoe beleef en mag die liefde net meer en meer blossom. Vrug dra. Amen. Ons dienste dan natuurlik vanaand moet nie vergeet nie. 5 uur is ons weer by mekaar en dan maak ons weer so en jy wil nie mis nie in die aand maak ons diep sake. So wees hier, kom hoor,
dit verander jou lewe. Amen. En dan natuurlik ons sonnaskool se broodjie projek. Moenie vergeet van die sonnaskool se broodjie projek nie. Ondersteun ons sonnaskool. Elke Sondagoggend gee hulle vir ons kinders 'n broodjie sodat hulle iets in die maag het en ons weet daar's altyd iemand wat nie geëet het die dag nie. So kom ons help mekaar en ons maak so dat hulle ook ietsie kan eet. So moet dan nie vergeet nie, Sondagoggend om 9:00 is ons oggenddiens as ook sonnaskool en natuurlik 5:00 aand ons aanddiens soos vandag. Amen. En dan natuurlik maandag aan, moenie uitmis nie. 7:00 bid ons hier saam. Mense, I wish you could have experienced Monday night the presence of God in this place. The anointing was present as we prayed. Ek weet nie of hulle daar by die huis gevoel het nie, maar hoe sê hier was dit van die brand. Ja, die salwe het gevloei. Kind van die Here, kom dit saam met ons. Net 1 uur, koop die tyd vry. Jesus vra sy disippels, kan julle dan nie 1 uur saam met my maak? Kom kind van die Here, net 1 uur. Dinsdag natuurlik evangelisasie 6:15. Hulle is hier by die kerk besig en kom hier by mekaar en kom ons werk saam en ons doen dit tot eer en verheerliking van Koning Jesus. En natuurlik ons chosen prophetic dance ministry practice quarter to 7 hier by die kerk. Moenie vergeet nie. En kom ons maak gereed. Ons kyk uit vir mooi dinge. En dan voornemende lidmate, doopbelinge. As jy gedoop wil word, as jy lidmaat wil word, daar's broer byna agter. Baie vir jou, kyk dan mooi en so gesels met hom net en sit jou naam op en hy gaan deur die klas op jou werk en ons gaan binnekort dat die doopbad weer vul en ons gaan doop. Amen. Woensdag het ons natuurlik selle wat daar op verskillende plekke en skakel in by sel is altyd lekker. Sel is meer intiem, jy's nader aan mekaar, jy leer mekaar beter ken. Skakel in op begin sel tot eer en verheerliking van Koning Jesus. Donderdag het ons natuurlik die Nazarenes wat oefen 6:30 hier by die kerk en hulle oefen saam donderdag aan. Vrydag is dit die jeug. Die jeug kom by mekaar 6 tot 8 hier by die kerk. Hulle is ook besig om reg te maak. So kom en bring die jong mense op. Halleluja. Tot eer en verheerliking van Koning Jesus. En die Joyous groep oefen elke 2de Saterdag van die maand tussen 1:00 en 2:00. En as jy 'n passie vir sang en musiek het, praat met Suster Emily. Amen. Glory to God. En dan ons nuwe lewe akademie en ons sonnaskool Addicted to Jesus. Dis kom by A2JZ. Addicted to Jesus. Op die 26 November is dit konsert, kom ons ondersteun hulle en prys die Here, kom ons ondersteun hulle en 'n kaartjie is maar net wat R10 vir 5 tot 11 jaar en R15 vir 12 jaar en ouer. Kom ons ondersteun ook ons skooltjie en ons sonnaskool. Baie dankie. En dan die 30 November is dit lofwees. Joehoe! Amper gevoel is in 'n grot nou. As lofwees, die 30ste, 5:00 aan. Dit gaan lieflik wees en onthou, daar's nie baie tyd vir oefening. So hierdie naweek, hierdie Saterdag, wil ek jou aanmoedig, asseblief, al ons deelnemers, wees hierso tussen 9:00 en 1:00. 9:00 en 1:00. Dat ons net ons program deurwerk, ons moet seker maak alles is in plek. Ons wil nie op die 30ste rondhardloop en dinge werk nie lekker en ons sukkel nie. So help ons, as jy musiek het, bring dit op 'n stokkie, dat ons dit kan laai, dat ons gereed is, dat ons die programme onder kan sit, alles reg te hê. Okay, so basies het ons 2 weke, nee. 2 weke. Nou dit is nou, dan is daar. So help ons en ons maak 'n sukses weer van ons lofees. En dan Erna sê, okay, stuur sommer jou musiek op die groep waar almal is. Okay, so op die lofees groep, right? So Goeiemôre, ja, ek het 'n groep gestig en as jy nie op die groep is nie, vra die leier en wat se groep jy is om jou by te voeg op die groep. En as jy nie my nommer het of as jy nog op die groep is nie en jy wil op die groep wees, bly agter, dan kan ek net jou nommer vat en op die groep sit. En die Saterdag, as dit moontlik is, almal 9:00 kan wees.
Sodat ons gou vinnig kan praat oor die program, dat ek die program aan julle kan present en dat julle kan besluit vir die okay nee, ek wil nou nie eerste wees, ek wil miskien derde of vierde wees op ons kan kyk. Dankie Melissa. So gesels met die Melissa, Nicoline, Dani, Richard. Okay, Richard en is dit allemaal? Vera. Okay, so kom ons maak 'n sukses van ons loffees weer. Ons kyk uit na 'n lieflike tyd saam. Mooi nie vergeet nie. Dan ons addicted to Jesus van skool af voor in die ingangsportaal gaan jy sien daar staan so boompie, daar's naampies op met 'n ouer nie naam nie. Skus tog. Ouderdom met 'n geslag, 'n ander seun of meisie. En kom ons help weer, kom ons klim in. Ons maak gou dat ons sonnaskoolkinders elke een 'n geskenkie kan ontvang. So ons waardeer u hulp. Kom kerkfamilie, dis ons familie, dis ons kinders. So kom ons dra by, kom ons maak 'n verskil. Nee, as jy een geskenkie kan koop, hulle sal baie opreg waardeer, nee. Kom ons bless iemand. Moenie vergeet nie, ons busiefonds loop nog, so help ons uitkyk vir 'n mooi voertuig, né? Maar die prys is te hoog gesien, maar die voertuig is great. Nie ons bless ons vergeet nie, die laaste Sondag van hierdie maand gaan ons weer iemand bless, né? So, kom ons bring die onbederfbare goedjies nou en dan die laaste Sondag die bederfbare goedjies hier en dan gaan ons iemand daai Sondag weer eens bless. En dan al die klub 60 lede, bly net gou agter na diens asseblief. Baie dankie al die klub 60 lede. En dan wil ek net vinnig vra, die van u, vir al ons jong mense wat betrokke wil wees in ons media span. Ek wil julle gou vinnig net hierso sien. Net vinnig gaan nie lang tyd wees nie. Ons wil 'n span by mekaar kry. Ja, jy maak so iets met. Ek sien jou nog te taal as jy moet so maak. Okay. Ons het ons goed is in plek. Hoor nou. Ons stelsel is in plek. Ons kameras is reg. So nou is 'n training tyd. So ek soek nou ons jong mense, ek soek nou vir Zayn en ek soek nou vir wat is die jong man se naam nou? Tyreek en ek soek die jong Lawrence en julle ouens wat meer tegnologies makliker leer as ons, vinniger leer as ons. Ons soek julle hierson nou om vir ons te kom help, nee, ek weet Melissa en Esmeralda, die ouens sal julle opleiding gee. So ons gaan 'n video opmaak daarvan en ek weet ons gaan awesome goed gedoen kry daar agter. Ons broadcasting gaan verander, ons klank gaan verbeter. So wanneer jy weer op Facebook iets gaan luister, gaan die klank deur die stelsel kom op die rekenaar. Okay. So ons klop vir die klank plek, ons is nou reg. Nou ons het die training kry en dan switch ons oor. Is jy nie bly saam met my nie? Ja, man. Ek gee die hele dag voor. Kom aan. Nou die pastoor kan nie alles doen nie. Ek kan nie hier so staan en agter staan nie. Is ons kerk. So ek soek iemand wat betrokke wees. Nie iemand nie, 'n klompie mense wat betrokke wees in die media afdeling van ons kerk. Amen. En ons gaan mooi goeders doen. En dan daai twee mooi mense. Pastoor Lindy en Pastoor Sil, sê julle dankie dat jy hier was vanmôre. Mag die Here jou ryklik seën. Ek glo die diens saam met ons geniet. Mag hierdie week 'n goeie en geseënde week wees vir elkeen van u. Amen. Kom ons staan op ons voete, sluit ons af met gebed en ons bedaag en onthou dan nou, klop 60 lede, net gou vir 'n oombliekie. Melissa wil gou die ouens sien wat se naam in jou groep is nie. Bring gou jou naam, jou nommer en dan kan ons jou add daarso en dan natuurlik vinnig media span, kom praat gou met my. Jy hoef nie almal jong te wees, daar ander mense wat betrokke wil wees dan. Jy ook welkom om praat met my. Amen. Right, is dit. Ek is bly jy was hier. Sê my bly jy was hier. Suster Vera, kom sluit jy vir ons af met gebed en dan staan jy sommer hier met die mense wat ons nou hier toe kom. Kan ek net vir ons afsluit? Net sê met die loffees. Dit help nie, ons gaan net deelnemers hier wees nie. Ja. Asseblief, Sondag die 30ste 5:00. Of kom 4:30, kom vroeër. Ons soek ons gemeente asseblief om ons te ondersteun.
Want volgende jaar gaan hierdie deelnemers sit en die wat nie hierdie jaar deelneem nie, gaan deelneem. So ja, kom leer en kom ondersteun ons. Ons is mos 'n groot familie. Ja. Dit is lekker om saam met almal hier te wees. Ja, amen. Bring jou familie en jou vriende saam. Kom ons maak sommer 'n lekker tyd van dit, né? Hier in die huis van die Here. Amen. Dis elke dag liefde. As elke een net 2 mense bring. Imagine. Imagine. Gaan ons wees. Wonderlik. Liewe Heer, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om hier te kon wees, my Vader. Ons ore is gespits om na die woord te luister, my Vader, en dit wat gespreek is deur die Heilige Gees, moet ons hierdie week gaan beoefen. Baie dankie dat ons weet ons hoef nie te stres nie. Ons hoef nie te worry nie, my Vader, want U is in beheer en waar U is, bring U vrede. Dankie my Vader vir die woord wat uitgegaan het, elke lied wat gesing was, elke persoon wat hier ingestap is, my Vader. Ons is geseënd, ons is gesond en ons wil net vir U sê baie, baie dankie uit ons hart uit vir al die guns en al die goedheid en al die seëninge wat ons ontvang. En ons vra dat U met ons verder sal gaan hierdie dag, dat dit 'n geseënde dag in U sal wees, my Vader. En as U vertoef om te kom, dat ons 5 uur weer by mekaar sal wees, my Vader, om verder te kom hoor wat U vir ons gestoor het. Baie, baie dankie. U moet net weet dat ons is so lief vir U. Ons is so lief vir U. U is ons asemhaling, U is ons alles. Sonder U kan ons nie 'n tree gee nie. Daar's 'n lied wat sê, I can't even walk without you holding my hand. En dit is so ons voel, my Vader. Die tyd raak min en ons wil nader aan U trek. En ons vra dat U met ons genadig sal wees. Dat ons nie lou sal wees nie, maar dat ons warm vir U sal wees. Gaan so met ons verder. Hou ons voertuie onder die bloed, my Vader. Elke persoon wat na hulle huise toe gaan, dat hulle geseënd en gestig sal wees. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen, amen, amen. Wow, praise die Here. God is goed. Amen. Amen. Ontvang die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u gaan en bly totdat hy kom. Amen. Yes, seën jou dan nog vandag net.